dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug hier by die Rockfight Rugby podcast. My vriend Arie Hougaard is aan diens. Hier is hy nou. Ek het net klaar gemaak met Harry en met Jordan Burrs. Gaan kyk na daai instant reaction vir ons met Lekker Rugby Pod daar op Megafoon Rugby, ons ander kanaal. Lekker interessante ene, maar Arie, welkom terug man. Ja, baie dankie. En is 'n lekker vooruitsig. Is 'n groot ene. Ek sien die bokke speel dan in groen. Dit is 'n goeie begin want ek mens hulle in wit speel dan kry hulle rooi kaarte. as hopelik as hulle in groen speel dan sit 'n goeie ding. Dis omtrent weer tyd. Ek hou meer van die groen as die wit, dis verseker. Ja, daar's geen twyfel en ek weet ek het besef terugdink aan laas jaar by Loftus, onthou ek maar ons het in ons wit klere gespeel en hulle het in hulle so dit seker net reg dat hulle nou in Ierland dat hulle nou 'n bietjie in wit speel. En dit ons nou weer ons ondentlike klere. Dit maak tog net 'n verskil. Nou, dis of ouens net amper vir my, ek voel net vir my dit is meer die Springbokke as hulle in groen speel. Dit maak 'n verskil. Ja, ek stem saam en ek dink die Engelse praat van 'n sequence of die ritme rondom dit het verkeerd gegaan. Ek het ook altyd maar verstaan dat die tuisspan speel in jou eie klere en die ander man moet aanpas. Weet as jy die Stormers en die Bulls en die Sharks hulle klere bekend maak vir die jaar dan jy 'n home strip en 'n away strip soos hulle sê, tuis en weg klere. So ek onthou goed daai twee toetse laaste. Ek dink een toets wou ek vergeet het, daai 25-24, daai skepskop van 'n rooi kop. Ons sal seker daaroor ook moet praat, maar dit was 'n wit gespeel, maar nou met die Ire in wit speel. So is baie lekkerder. Ek hou baie meer daarvan dat ons in groen speel, hulle in wit. So daar's dan iets daarin. Dit is dieselfde soos die All Blacks teen Skotland. Daai wit trui van die All Blacks met 'n swart broekie lyk net nie dieselfde nie. Is All Blacks, dan speel jy met 'n wit trui. I mean regtig. Dis net nie reg nie. Engeland moet dan van 'n ander kleur speel. Maar anyway, jy weet jy wat, dis vir my baie interessante ding wat Harry gesê het en ek sien ek noem sy naam die hele tyd, maar wat ek my aan die dink gesit het was weet ons het al die ou aardsvyande en noem dit maar in Engels rivalries, jy weet die All Blacks is net maar ons ou aardsvyande, die grootste kompetisie vir ons. Engeland is so 'n bietjie van 'n probleem want ons het so 'n bietjie van 'n geskiedenis met die Engelse, jy weet oor 'n paar honderd jaar en daar's altyd 'n ou bietjie weet 'n bietjie nigel daar. En jy weet Australiërs is nou eers deesdae meer 'n faktor nie. Franse sê Harry is hy sê hulle is te sag. Hulle kan nie hulle sê mans genoeg om ons kompetisie te wees nie. Maar die Ire, hier kom hulle uit die bloute uit, skielik weet al die oor wat amper 100 jaar uit ons hulle oorheers en nie na die laaste paar jaar het ons broekskeer gegaan. Ons het 2012 laas gewen in Ierland. Rassie het tog nooit gewen in Ierland as 'n Springbok afrigter nie, alhoewel hy dit self vir minste nog goed afgerig het. Ons het 4 in die laaste 5 wedstryde teen die Ire verloor, insluitende 'n wedstryd in die Wêreldbeker. Wat is dit in die Ire wat hulle ons nommer het? Wat maak dit? Wat doen hulle? Ja, 'n rivalry begin gewoonlik en as iemand jou begin wen so nou en dan begin hulle jou aandag trek. En dit is waarom daar 'n rivalry is tussen Noord en Suid in die Karibebeker en altyd sê maar die Stormers en die Bulle en dan wen die een, dan wen die ander ene en dit is dis maar oor dat jy teen 'n span speel wat jou soms wen. So ek dink dis die een groot ding wat dit 'n rivalry begin maak het. Ons het min teen hulle gespeel eintlik, wat dit was die 2017 was daai 38-3 wen wat hulle ons ver gewen het en toe van daar af het ons hulle eers weer in 2022 gespeel. En dan weer die Wêreldbeker en 2 keer het hulle by ons getoer en so dit was maar die laaste 5 wedstryde. Ek sien die media praat maar van die laaste 5 wedstryde het ons nog net 1 gewen. En dit was die ene van wat ons tuis gespeel het laas jaar. Een het ons met 'n punt verloor en natuurlik die res weet ons van. So ja, ek dink ook dat die URC spelery of die Verenigde Rugby Kampioenskap MW 'n faktor. Weet ons het nou 4 jaar wat ons daar meer teen hulle speel en meer van hulle spanne sien. Ek dink die rivalry is ook gebou rondom daar's 'n goeie verhouding tussen die twee lande. Ek dink die Ire en ook ondersteuners. Ek onthou toe ek 2023 was ek by 'n wedstryd wat ons verloor het teen hulle by die Wêreldbeker in Frankryk. En dis regtig aangename mense. So dit is lekker om eintlik in 'n rugby stadion teen hulle te speel in daai konteks. Maar ons het eintlik 'n goeie verhouding met die Ire in terme van wat hulle vir Rassie beteken het. Rassie se onderbou en wat Rassie geleer het ook die afgelope 15 jaar van rugby het hy baie geleer in Ierland. Hy hou van die Ire want hy het 2 Ire daar, eintlik 3 Ire daar by hom in die afrigtingsspan. So hy het hulle betrek, maar hulle ken hulle rugby. So ek dink ons ken hulle en hulle ken ons. So ons het vir hulle nou van hulle afrigters by ons, so ons sal verstaan hoe hulle speel en ek dink hulle het ook vir Rassie leer ken.
Miskien een statistiek en wat ek kan noem wat my oog gevang het vroeër in die dag was, hulle het gekyk na al die Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde van die eerste spanne teen die Suid-Afrikaanse spanne. Dis natuurlik tuis en weg en wat ons gespeel het die afgelope tyd en die Ire het 41 van die wedstryde gewen en ons 36. So hulle is ons so effens voor. So miskien is dit ook waar die kompeterendheid en die rivalry vandaan kom, is dat ons sukkel om hulle te wen en hulle is goeie teenstand en onthou die Leinster het nou 2 wedstryde verloor ek het in die Bulls en die Stormers. So daai lys het nog erger gelyk, redelik onlangs. Maar ja, ek sien dit ook as 'n rivalry en so Ierland het 'n sterk span, maar ek dink hulle het net 'n sterk 23. Ek is nog nie so lekker oortuig of hulle 'n sterk 33 het. Soos wat nodig is om 'n wêreldbeker goed te doen. Om verby die kwart eind te kom. Ja, presies. Absoluut. Dis wel gedokumenteer en hulle het nog nie verby 'n kwart eind gekom nie. Maar dis wat jy nodig het, is jy het baie meer diepte nodig in 'n toernooi van daai en jy het beserings en maar span wat hulle Saterdag uitgesit het om teen die Bokke te speel is 'n sterk span. Span wat ons verwag het, maar daai is 'n baie sterk span. Nog steeds baie Leicester gefokus. Leicester Leinster is hulle grootste voedingsbron daarvan hulle span. Maar sterk span, sterk middelveld, sterk losvoorspelers van 'n vleer wat terugkom, Akkie op 12. Ek dink dit is ook op loskopstit is Porter ook terug, Andrew Porter. So is 'n sterk span, sterk agterlyn. Gaan 'n groot wedstryd wees. Voordat ons oor Springbokke praat, kom ons praat oor die Ire, ek bly jy dit nou genoem. 'n Paar interessante dinge, Mac Hansen laasweek 15 gespeel, 'n klein ouetjies gewoonlik vleuel, ook een van daai versoelde Nieu-Seelanders wat op die eerste span opgeëindig het, soos Bundy Aki en Jamison Gibson Parker, almal lyk my sit nie in Nieu-Seeland maak, jy gaan in Ierland toe dan kry jy my nasionale klere. Maar ek spot sommer want hulle is besonder goeie spelers, maar Bundy Aki, né? Ek dink hy is so 'n bietjie verby sy beste. Hy en James Lowe, jy weet die vleuel, hy is ook 'n Nieu-Seelander. Gewees in Nieu-Seeland. Altyd van hulle lyk vir my as hulle so nie net 3 of 2 nie, sommer 'n hele paar tree verloor het, né? Lyk maar stadig, lyk bietjie swaar. James Lowe se hare trek hom seker af, ek weet nie wat nie, maar dis maar daai Bundy Aki veral het nog in my oë gevang. Ek verbaas oor daai ene. Ja, en ek dink in so 'n wedstryd wat waarskynlik maar harde stryd gaan wees voor en agterlangs, kom hy meer tot sy reg, weet hy's 'n stewige speler, hy kry vir jou goeie voorvoetbal, hy's 'n bietjie meer fisies as wat Robbie Henshaw is en so ek dink hulle gaan so 'n bietjie op sy vorm die afgelope jaar of 2. Hy is 'n bietjie stadiger, hy's 'n bietjie groter, maar ek dink hy gaan vir hulle baie werd wees nog steeds MB. Ek dink nie dit gaan 'n tree terug wees vir hulle nie. Hy gaan saam met Gary Ringrose speel, so die Aki Gary Ringrose kombinasie is 'n sterk kombinasie. Ek dink en dit is op die ouend wat ver voor gegaan het. Hy het so 'n beproefde senterpaar, want hy het 'n 10 wat effens onbeproef is. Hulle sukkel nog om regtig hulle voete te vind op 10, hoewel Sam Pendergast nie sleg gedoen het nie. Is hy maar onervare nog. So 12 en 13 is ervare. Maar ek stem saam met jou, Mac Hansen is interessant. Ek het nogal gewonder of hulle hom gaan kies, sien dat hy so klein is of kleiner heelagter is. Jy kom weg dan weer moderne rugby deesdae, maar op 15 kan jy nie regtig wegkruip vir skoppe wat op jou afkom nie. So dit kan miskien 'n area wees waar die Springbokke hulle verseker gaan beproef, veral met Kane en Moody op die vleuel ook. Het jy 'n bietjie langer manne wat met hom gaan kompeteer vir kompeterende skoppe. Ja, ek dink Aki sal goed doen Saterdag, sien dat die wedstryd waarskynlik so bietjie stadiger gaan wees. In terme van spasie, wat ek bedoel met stadiger. En onthou die Ire was nog gewoond aan baie punte aanteken. Hulle het 'n klomp punte aangeteken in vorige 2 wedstryde. Hulle is gewoond aan 46 teen Australië en 41 teen Japan. Maar as jy net so 3 weke terug gaan teen die All Blacks, wat ons vergelykbaar is met die All Blacks, het hulle net 13 punte aangeteken. So ek dink hulle weet ook en hulle gaan 'n heel ander fisiese verdedigingslyn, verdedigingsprosesse teen die Springbokke kry. So dit gaan vir Hansen gaan ek baie spasie hê nie. Want dan een ding van daai wedstryd in die All Blacks, hulle het vir meeste wedstryd met 14 man gespeel, né? Daai rooi kaart vir die ou gekry het vir daai snaakse duikslag wat Barrett net in hom vasgehardloop het. So ek weet nie of dit regtig verteenwoordigend is nie en ek weet ook hulle het gesukkel as Leinster, hulle is dalk nie heel op die beste vorm, maar onder Andy Farrell is maar net 'n ander afrigter. Ek wil jou gevra het nou, hierdie Ire wat nou so goed speel teen Suid-Afrika, hoeveel van dit het te doen met Andy Farrell, die afrigter? Ek praat van die skaakmeesters wat teen mekaar speel, Rassie en Andy Farrell is twee klassieke voorbeelde.
Want vir my is dit amper 'n stryd van die afrigters. Wat dink jy, hoe goed is Andy Farrell nou eintlik as 'n afrigter? Is hy dieselfde liga as Rassie? Is hy uitgeslaap genoeg om Rassie te kan uitoorlê? Val hy nie vir Rassie se streke nie? Wat dink jy? Ja, ek dink sy groot toets was waarskynlik met die Britse en Ierse leeu's gewees. Ek het aanvanklik gedink hy sukkel 'n bietjie daar, maar as jy goed genoeg is om vir die Britse en Ierse leeu's af te rig, dan gee dit vir jou 'n redelike veer in jou hoed. Ek sien hom nie as iemand wat miskien so kreatief soos Rassie is nie. Ek dink dit is 'n goed afgerigte span. Dit was met die leeu's ook die geval gewees. Die Ire is ook hy goed afgerigte voorspelers. Hy weet wat hy wil hê, hy weet wat moet gebeur. Hy het goeie wedstrydplanne. Hy is so hier en daar kreatief ook met wat hy bietjie met 'n verrassing kom, maar hulle agterspelers is kreatief en hy's ook 'n agterspeler gewees, so hulle het baie keer twee spelers wat amper is soos die Engelse praat van 'n dummy runner hardloop in die agterlyn. Meestal van die vaste 5 wat lyk of hulle die bal kort vat en hulle speel heeltyd agter hulle. En Ierland is lief om so te speel. Hulle het teen Suid-Afrika in Frankryk ek en Cronje van Rapport het ons so langs mekaar beland in die media deel en toe het ons gekyk na die opwarming en hulle het heeltyd 'n ding geoefen, een aangee en dan 'n geweldige lang aangee na die vleuel gehad. So interessant is of hulle weer dit gaan beproef. Hulle het heeltyd die vleuels baie vinnig met lang aangee in besit gestel. So dit is iets wat hy in die wêreldbeker gesien het, dat ons vleuels miskien so 'n bietjie diep staan op daai kant of op die kante op stadiums. So sal interessant wees, maar ek dink hy strategies is hy goed. Rassie het hom self bewys as 'n man wat 'n goed afgerigte span het. Maar hy's baie goed om in oomblikke in die wedstryd aan te pas. En ons het geen beter voorbeeld gesien die afgelope 2 Saterdag wat hy moes planne maak met 14 man nie. En dan doen hy veranderinge wat ons nie kan glo dat hy dit na 20 minute afvat nie, want dan het hy weer ander dinge waarna hy gedink het. So dit is 'n fyn skaakspel. En hulle sien baie keer dinge raak wat ons nie van die televisie of van 'n afstand glad nie raak sien nie, maar ek dink Farrell een van die beste afrigters in die wêreld. Hy's jonk, hy het homself bewys en ek dink daai reeks teen die leeu's het hom sterker gemaak. So ek dink Rassie en Farrell is twee sterk manne wat teen mekaar kom Saterdag. Ja, hy was eintlik 'n liga speler, né? Hy het liga gespeel voor hy begin rugby, wat is dit Engels, Afrikaans, rugby unie speel. Hy weet jy's rugby union. Ek weet die Afrikaanse term, seker maar unie. Ja, dis vir my interessant. Ek sien nog uit na daai deel wat my bietjie bekommer en ek het al 'n paar keer gesê, die Springbok het maar swaar gekry die naweek met die 7 manne in die skram, natuurlik selfs Wilco Louw het swaar geleef teen 'n Italianer. Ek het met CJ van der Linde gepraat vroeër die week en vir hom gevra hoekom is dit so vroeg afgehaal. Nou, hy het 'n baie interessante teorie voor die dag gekom. Paar mense verskil van ons, paar mense sê saam, dis die feit dat toe Mostert af is, toe staan net 7 ouens oor en Jan Grollaar is 'n ligte in die haker in die tipe van 'n Skalk Brits formaat, so lekker vinnig en beweeglik, maar wanneer dit by kramptyd kom met jou twee stitte harder werk en natuurlik met een minder speler in die pak. Toe daai twee stitte 'n bietjie swaar gekry, veral Porten wat so onervare is, Boon wat ook nog nie heeltemal so op die Springbok vlak is nie, of geervare op Springbok vlak is nie. En dis selfs ook om Wilco so 'n bietjie swaar gekry. So dit is interessant. Ek het nogal die groot ding was natuurlik die feit dat daai Italianers so skeef ingeskram het. Party mense self sê teen 45 grade. Ek het dit nie regtig gesien nie. Ek is dalk dit gemis. Maar Porter is bekend daarvoor dat hy so skeef skram. Ek wonder of die Springbokke die skeieregter bietjie gaan nader haar voor die tyd sê, hoorie meneer, kyk bietjie daar na Porter. Kyk hierso wat hy dit dat en die ander doen en dan net om sy aandag te vestig, want ek weet Wilco het maar swaar gekry teen Porter in daai URC eindstryd, né? Ja, dit is waar en die skrams is 'n groot belangrike komponent en met ons was nou bederf met Oxenche, ons het vroeër daaroor gepraat, maar ek dink Boan Venter het baie goed gedoen. So ek dink ons kan begin vrede maak dat hy sal sy kant kan bring daar. Wilco wat opkom later. So ja, dit bly 'n belangrike komponent. Die weer is altyd 'n groot faktor in skrams ook en ek sien hulle voorspel Dublin tyd van 6:00 die middag af voorspel hulle reën. Is maar 8 grade, 7 grade. Veral 7:00 die aand is daar 2 mm reën ten minste wat hulle voorspel. So daar is 'n reënerig, dit gaan gladderig wees, dit gaan vogtig wees op die veld en dit het 'n effek op die skrams verseker. Dan jy skeieregter nodig wat ten minste die ouens dit raak sien en skrams wat baie keer sommer net grond toe gaan eerder dan weer laat oorskram.
en nie net blindelings strafskop gee nie, maar ek dink hulle is bietjie beter daar om te kyk na knie op die grond en daai tipe dinge eerstens, maar die scrums is baie belangrik. Dit sal wees Saterdag. Ek dink Saterdag gaan 'n armdruk wees MW. Dit gaan is twee pakke voorspelers wat goed is, wat sterk is, fisies is. Die Ire staan nie terug nie, hulle is ook fisies. Ons gaan hulle nie boelie soos wat die ander lande kan boelie nie. Weet ons is gewoond dat hier teen die 60ste minuut dan's almal se gol op en dan kan jy begin punte aanteken. So ek dink ons moet ons maar regmaak vir 'n 80 minute harde stryd. Die tellings by hulle wat ons laas met hulle gespeel het, ek dink 2022 was naby 1916. Dan was dit maar die twee toetse wat hulle teen ons gespeel het tuis in die Wêreldbeker. Die Wêreldbeker was 13-8 geweest. So 3 punte in het toe ons by hulle laas verloor het in Dublin 2022 en die twee toetse in Suid-Afrika was 27-20 en 25-24. So dit is naby wedstryde so en 13-8 in die Wêreldbeker in Frankryk. So dis maar armdruk. So dis altyd maar omtrent 7 punte in het teen die 80ste minuut. Dit ook ons kan later ook miskien daaroor praat, maar miskien kan ek dit nou noem. Dit is waar iemand so Pollard miskien bietjie meer meriete gehad het om op die bank te wees, want in daai armdruk wedstryde wat so op fyn marg is sy taktiese skopwerk en sy vermoë om stelskoppe oor te skop is vir jou baie werd. So ek het nogal gedink dat hulle sal hom op die reservebank hê eerder as vir Libbok, siende dat dit so naby potensieel so naby is. Daar's geskiedenis daar. Eerds gaan 'n skop 'n verskil maak. Maar ek moet maar nie dan deesdae baie skop dan baie beter. Hy het daar een strafskop wat hy nie kon uitskop nie, maar res van die tyd het hy vir my goed gespeel. Hy maak 'n verskil. Sy opkom deesdae iemand daarof as die bank het nou 'n bietjie verander. Ons kom nie met so swaar voorspelers mee op. Ons is meer gefokus daarop om met die agterlyn met Williams en Libbok gate te slaan en weet hulle stikkend te hardloop by die laaste paar minute want hulle is nog almal moeg. So dit maak vir my sin. Net vinnig terugkom na die manier hoe die Ire gaan speel. Ons is jy nou gepraat van ons is lekker fisies. Ons hou daarvan om hulle fisies aan te vat. En hulle, die Franse het natuurlik groot gewag daarvan gemaak dat hulle staan nie terug vir ons fisies nie en toe kom hulle sleg tweede self met 14 man. Maar die Ire veg op 'n ander manier terug. Die Ire is 'n bietjie skelm, bietjie onderduims en ek wil nou nie sê dis 'n slegte ding nie. Hulle is slim. Kom ek doen met my eerder so. Ons probeer deur 'n muur hardloop en hulle sal 'n streekie maak hier en dit weet 'n trick trek daar en dan raak ons ouens gefrustreerd, né? Ons het gesien daai wedstryd in Durban, ek moet terugkom daarna toe. Eben Etzebeth af met 'n kopbesering. Franco Mostert 2 minute lank rondgehardloop met 'n gebreekte been. Daai krokrall op Melkemark. So hulle het uit 'n pad te gaan om die bokke te nigel, as dit die regte woord is. En natuurlik fisies ook aan te vat. Dink jy ons gaan weer val daarvoor? Wil die groot deel van hierdie Springbokspan se sterkpunt is Arsenal, is feit dat hulle 'n slim span is. So weer meer as 'n jaar later, ons het nou lekker ons is nou gevestig in ons Tony Ball. Met laaste die Ire was ons eerste twee wedstryde wat ons eintlik met Tony Ball gespeel het en dit was nie regtig 'n reuse sukses nie, want die ouens het nog sukkel met die aanpassing. Nou is ons 'n geoliede masjien. Ons het die All Blacks hulle grootste losing in die geskiedenis gegee. Frankryk gewen met 14 man, Italië gewen met 14 man, Argentinië absolute pak slaag gegee in Durban. Dink jy ons gaan weer val daarvoor? Dink jy die Springbokke is weet wat hulle gaan doen en hulle gaan hierdie wedstryd op 'n ander manier benader? Ja, ek dink hulle moet maar 4-4 veg en dit is wat almal maar probeer. En dit is wat as jy ook in Australië gaan speel dan almal sê by die media, hulle moet die Springbokke fisies aanvat en kan weerstaan of teenstaan. All Blacks sê dieselfde, almal sê dieselfde. So jy moet 4-4 kan veg. Ek weet ek is in die Kaap as die Stormers in Pretoria gaan speel, dan moet jy weet dit gaan fisies wees en jy moet hard speel en as jy daai stryd verloor dan verloor jy. Andersom ook is so enige fisiese komponent kan vir jou voordeel gee, maar ek dink MB wat 'n groot faktor is, ek wonder van albei kante die effek van die groter fokus nou op hierdie rooi kaarte, geel kaarte en die druk op die skeieregters van foute wat gemaak is en daar word meer gepraat oor. Ek is seker hulle het ook vergaderings, hulle praat daaroor en ek is seker daar gaan iemand wees wat met die manne begin praat en sê okay, ons moet nou miskien dit nou bietjie anders benader, maar ek dink die effek van die spelers is meer wat ek oor wonder en weer, soos die Springbokke, die Springbokkamp is so gebombardeer deur die rooi kaarte en die vrees en daai, ek dink die praat in die kleedkamer is net, manne, ons moet 15 op die veld bly, so in daai fyner oomblikke, waar ons miskien daai fisies so op die grens gehad het, weet, gaan jy nou daai grens 'n bietjie terugtrek, weet, gaan jy so 'n bietjie die voet van die
petrol afvat om binne die reëls te bly. Want die goeters gebeur die naby, kontakpunte is naby mekaar. So ek wonder of dit 'n effek gaan hê. Maar Ierland, soos jy sê, hulle kan nie bekostig om self ook te niggle of die reëls 'n bietjie te draai nie, dan gaan hulle self in die moeilikheid beland. Maar hulle het goeie losvoorspelers byvoorbeeld, goeie spelers. Hulle het 'n sterk pak. Van 'n Vleer is nie die grootste ou uit nie, maar hy speel slim. Doris wat nou agste man gaan speel is 'n fisies sterk ou, baie soos 'n Dwayne Vermeulen tipe agste man. Ons moet weet dit gaan 'n harde stryd wees, maar ons het vir Wiese wat op agste man ook daai komponent het. Maar dit gaan Saterdag meer as ooit dink ek, vir alles wat so 'n bietjie reënerig is en 'n swaar veld is en koud is en aand en die son het gesak. Daai voorspelers gaan maar wees waar die verskil maak. Die afbreekpunte, daai scrums, lynstaande dryf, verdediging rondom dit so dit gaan interessant wees watter wedstrydplanne hulle gaan speel. Maar albei spanne is eintlik ook lief om te speel, weet met Tony Brown het nou 'n ander dimensie gebring, Sasha het 'n manier wat speel, Libbok ook, dit leen hom daartoe. Maar het gepraat van Ferl en afrigting en van Liga, die tipies van die Liga afrigters is, hulle is baie goed aanvallend, oordat Liga het nie eintlik scrums nie, hulle sit die bal deur die voete en is maar 90% ingestel op hoe jy iemand kan uitoorlê, daar's nie eintlik vreeslike scrums en dryf en goeters wat daar ander maniere is om punte aan te teken nie. So Ferl wat uit daai agtergrond uitkom, het 'n baie groot skoling gehad of 'n schooling gehad of 'n lering gehad om iemand uit te oorlê in agterspel. Dit is waarom hulle so goed is daarmee. En dat Tony Brown wat ook vir die Bokke nou leer om dit meer te doen. So dalk is dit net 'n armdruk nie. Albei spanne gaan as dit anders en jy kry 'n goeie bal of van 'n goeie plek in die veld op eerste fase gaan hulle jou speel. So albei kan dit ook doen. Aanvallende loskakels albei, reserves ook aanvallend, Hansen op 15, Colby in die agterlyn. So jy het iets van alles, krag en groot manne voor en vlugvoetige manne agter ook wat jy kan knyp. Jy het gepraat van 'n rooi kaart en dat jy vrees weet dat ons dalk 'n bietjie oorversigtig gaan moet speel of gaan wees, weet noodgedwonge of amper onwillekeurig, jy weet jy gaan 'n bietjie versigtig wees. Praat 'n bietjie oor die skeieregter. Almal van Engeland hierdie naweek, Matthew Carley, so hom al 'n paar keer in aksie gesien. Carl Dixon, Christopher Ridley is die lynregters. Andrew Jackson is die TMO en dan Dan Jones ook van Engeland. So ek het 'n gevoel dat hierdie is 'n beter kombinasie skeieregters. So dis nie daar's nie 'n Fransman by nie. Ja, jy weet en daar's ook nie 'n Nieu-Seelander dankie, want ek dink die Nieu-Seelandse skeieregter in die algemeen het hy alself nie 'n glorie bedek nie. Kom ons nou maar so. Veral laas naweek, James Dillman, hy het heeltemal beheer verloor oor daai wedstryd. Die team uit om doodgepraat. Daar het na stadium die radio afgesit want hulle te veel gepraat. Hy kon nie konsentreer nie. Ja. Ek dink tog in 'n mate Matthew Carley sal die wedstryd baie beter kan hanteer as baie ervare. Ons dalk sien wat hy kan doen. Verbeek nog sien hoe goed hy 'n goeie skeieregter is. En natuurlik, soos jy nog sê, die feit dat daar meer aandag op hierdie rooi kaart is en wêreldrugby natuurlik ook nou besef hier kom 'n ding mense. Ons moet 'n bietjie, ek vermoed hulle gaan sê hold your horses 'n bietjie, kom ons wees versigtig, wees kalm, moet nou nie die vlamme aanblaas nie, wat dink jy? Ja, daar's baie druk op hierdie skeieregters en ek dink hulle lees ook die koerant, ek dink hulle kyk ook op die internet, ek dink hulle is moeilik om dit te ignoreer. So hulle verstaan ook wat gebeur het. En ek kry hulle jammer nie aan kant want daar's baie druk op hulle. Ek dink nie daar's een van hulle waarskynlik wat mens kan sê hy gaan nou op die veld om nou iemand te benadeel of so ek dink hulle doen hulle bes, ook maar mense so die manne mis iets, maar ek dink daar's protokol wat hulle moet handhaaf en ek dink die logiese ding is die invloed van die skare wanneer jy begin kyk na groot skerms en ek dink dis waar wêreldrugby die skeieregters moet begin beskerm. Hulle moet eintlik vir enige ding behalwe as jy nou regtig na 'n ou toe stap en hom in die face in die op die neus slaan en dit is nou so blaatant, dan is dit nou 'n ander storie dalk, maar 99% van die geval kan jy maar net die druk van jou afvat en sê okay, kry man van die veld af ten minste, so dis 'n geel kaart. Hy's ten minste by 10 minute af. En dan sit jy kundiges wat rustig een kant in 'n van of in 'n kamertjie of ergens kan kyk. 'n karavaan man. Karavaan nie van nie. 'n Karavaan kan kyk sonder invloede, mekaar kan praat ensovoorts en dan bereken die uitdaging wat die afgelope 2 naweke met die Bokke Springbokke se wedstryd ook was en ander kere ook. Ons het almal gesien by wedstryde wat ons kyk by 'n stadion. Die oomblik wanneer iets op 'n groot skerm gaan en die skeieregters begin so bondeltjie maak en hulle kyk na die groot skerm. Die eerste 10 sekondes is hulle self op die skerm. So dan raak hulle half selfbewus want die kameras wys hulle die hele tyd in die begin. Dan gaan hulle na die klip toe en dan wat die skare ook al sien, al is dit eintlik nie so nie,
hulle sal dit altyd erger maak of dit vir hulle span is. Ja, dis reg of hulle is benadeel of wat ook al. So daai invloede is groot. Weet nou met hierdie ou, hy was al klaar op die kamera vir 10 sekondes. Hy kyk op die groot skerm wat eintlik nie die beste manier is om dit te kyk nie. Hy moet vinnig 'n besluit hierso neem en daar's te veel druk op jou daar. So jy het oomblikke wat dit miskien kan werk, maar ek dink 99% van die tyd sal ek sê kry maar van die veld af en laat die manne rustig daarna kyk in die buitekant en as dit 'n rooi is dan weet ons en as hy moet terugkom aan 'n geel kaart. As hy ten minste dan nou seker is, wat ek wel verstaan is soms moet hulle praat om te bepaal of dit wel 'n geel kaart is. So ek verstaan daai dinamika is moeiliker. Maar as dit begin grens is dit rooi of geel, laat die manne eerder daar in die kamertjie kyk. Maar terug op Matthew Carley, ek dink dis almal van Engeland, ek dink hulle is ervare. Dis van die bestes wat jy kan hê nou in daai geval. Ek verkies altyd maar as die Springbokke speel teen 'n noordelike halfrondspan, dan verkies ek as daar Nieu-Seelander of Australië blaas. Dit voel of hulle ons rugby bietjie beter verstaan. So dit nie James Dolman is nie. Ja, maar dit ook nog Ja, so ek dink daar is nog so 'n bietjie, nie baie nie, maar daar was meer 5 jaar terug, maar 'n bietjie veranderinge hoe hulle die afbreekpunte hier en daar blaas en klein dinge. So ek dink Ierland se manne ken dalk vir hom beter in kompetisies daarbo, maar ten minste met die Verenigde Rugby Kampioenskap ken ons ook Europese skeieregters nog goed. So ons het nie eintlik 'n veronderstelling probleem daar te hê nie. Ek is gemaklik met die skeieregters. Ek dink en altyd, in al die rugby wat ons nog altyd gekyk het in ons lewe, MW, is daar beslissings wat jou kant toe gaan en beslissings wat teen jou gaan in daai 80 minute al. Is dit die beste ooit? My ouens maak maar hier en daar 'n foutjie of 'n 50-50 gaan vir jou en teen jou. Ons sal tong in die kies baie keer daaroor gespot, solank hy net konsekwent swak is. As hy swak is, net konsekwent swak, dat hy net jy kry 'n paar en hulle kry 'n paar. Maar die swak beslissings is dan die groot besluite soos 'n rooi kaart en ek dink die ouens sal 'n bietjie beter dink hulle sal dit nou maar terugstuur boontoe en daai arms, daai kruisie maak met die arms en sê kyk of dit 'n rooi is. Dit is daar, gebruik dit. Ek bedoel, ek weet ons dis op ons afgedwing, so gebruik dit. Hoekom moet jy nou die arme ou onder druk sit daar? Skare vir al die partye soos die Italianers en die Franse, hulle is nogal geneig om baie luidkeels hulle misnoot te kenne te gee, hoor nou my lekker Afrikaans uit daar uitpak. Maar nou ja, ons praat net gou oor die Springbokke. Dit is nie eintlik 'n verrassing gewees nie. Hier en daar Kenny Moody op vleuel. Ek is nogal verbaas oor daai ene, maar natuurlik Curtly Arends is Suid-Afrika toe uit harsenskudding. Jason wat linkervleuel te skuif Kane reg, maar wat dit vir my sê is ons gaan baie hoë skoppe hê en Kane gaan meeding om die bal. Dis wat dit gaan beteken. En dis natuurlik so nou gesê Hansen is 'n korter ouetjie. Ek versien dit maar. En die enigste ander ding wat vir my uitgestaan het van die span eintlik maar is Boan Venter. Hy het 31 minute gespeel teen Frankryk, 24 minute gespeel teen Italië, maar ek vermoed Rassie het van baie duidelik van die begin af gesê, luister, ek gaan jou nie oor te veel blootstel nie, ek gaan jou kies, ons ken vir Rassie. Hy gaan nie iets op iemand 'n verrassing spring nie, weet, as jy verstaan, hy gaan 'n beplan het, wat dink jy? Ja, ek is rustig met Boan Venter en die waarom ek is teen Frankryk. Ons het daaroor gepraat en oor ons daaroor gepraat het ek met die skram, soms dan kyk jy mos met 'n skram of jy kyk, jy kyk so in die breedweg na die skram, jy kyk nie noodwendig miskien na 'n loskop of 'n vaskop nie, maar ek het daai wedstryd nou spesifiek gekyk hoe vaar hy om dopgehou en hy het eintlik baie goed geskram. Ek kan nie 'n skram onthou wat hy nie goed geskram het teen die Franse nie. Hy het vir my baie goed geskram. So ek dink hy het homself daar bewys, hy's 'n groter stit ook as wat ek gedink het hy is as mens na sy statistieke kyk of ek dink is 187, hy's groot, is 126 kg, so hy's nie klein ou nie. Ek het weer gegoogel van sy op die internet gekyk van sy pa, De Waal Venter, so sy pa het 108 wedstryde vir Griekwas gespeel. Baie van die mense sal vir De Waal Venter dalk onthou, so sterk stit gewees wat vir Griekwas gespeel het. So hy kom uit 'n daar uit 'n aardse wêreld, 'n harde wêreld, 'n aard hoërskool en hy's 'n harde man, so ek is gemaklik met hom, dat hy sal kan die skramwerk hanteer. So dit is maar 'n kollektiewe ding weer eens, weet almal moet maar saam staan en saam werk. So hy het min minute geskram, dis reg, maar ek dink dat hy sal sy kant kan bring. Ek sou dink op enige Springbok sit dat jy eintlik op die voorgrond sit, behoort sy man te kan staan, maar teen Frankryk het hy vir my goed gedoen, so ek is nie te bekommerd daar nie. Kyk, natuurlik vir my Saterdag gaan dit wees die stryd van die twee nommer 10e. Nou weet ons het Sam Prendergast daar, soos ons vriend Johan noem, Sam Prendergap. Hy kan nie duik om sy lewe te red nie, en hy kom natuurlik te staan teen Sasha Feinberg en KwaZulu. He's so fine, soos hy sal sê. Dis
Ek dink dit gaan 'n ewe stryd wees. Ek dink die Pendergast naaste by dieselfde liga amper as wat Sasha is nie. Ek dink hulle hemel hom bietjie op. Ek dink hy's jonk, hy sukkel ook maar bietjie onder die druk. En ek dink ons is gelukkig dat hulle nie vir Crowley gekies het daar nie. Jy weet ek, hy's nog wel op die bank, maar vir my is hy die beter van die twee loskakels. En ek dink met Sasha daar en Andre is wel nie daar nie, maar ek dink met Sasha daar. Hier gaan nie weet wat hulle getref het nie. Wat dink jy? Ja, wat hulle nie gewoond is dalk nie is dat hulle het 'n loskakel wat hulle moet dophou en ek dink almal was maar gewoond as jy meeste van die teams in wêreld rugby, daar was hier en daar wat so bietjie meer, ek dink Finn Russell is miskien die ander ene wat ook so bietjie meer vir jou vra, maar die meeste teams het maar eintlik maar die basiese goeders goed gedoen en jou nie verras nie. Een van Sasha is hy lees die oomblikke goed eintlik, maar hy doen dinge wat jy nie verwag nie, so hy so jy moet hom heeltyd dophou. So ergens na 80 minute dan doen hy 'n ding wat jy amper nog nie gesien het nie, of die verdediging moet heeltyd konsentreer. Man teen man is daar min wat hulle mekaar eintlik so fisies in die oë kyk, weet so die is interessant wees met Pendergast se verdediging ook hoe dit beproef gaan wees, maar dit sal maar meer dalk voorspelers wees of wat op hom afhardloop en daai tipe dinge. So ek het hom dopgehou en jy het hom ook dopgehou op Loftus, ek het hom dopgehou in die Kaap teen die Stormers, jy het hom gesien speel nou 'n paar maande. Ek het ook gesien loop in 'n winkelsentrum. Hy loop Ja, hy lyk of hy nog in sy voete en sy hande moet ingroei, so maar hy speel goeie rugby, maar was bekommerd daai eerste wedstryd van die Stormers teen Leinster en want hulle het vir Robbie Henshaw gehad en vir hom op 10 en hulle het gelyk na klapspelers. So swakker bal gekry natuurlik eerstens. Dit is een komponent gewees en op die aanval het die Stormers daai wedstryd hulle net eenvoudig, dit was 'n 35-0, so hulle kon nie so 'n punt aanteken nie. So jy moet dit is eintlik ook, ek dink Rassie sal dit ook raak gesien het. Ek sekerlik kyk na daai wedstryd ook en wat het gebeur daar dat Sam Pendergast nie so 'n faktor was nie. En dit was dat hulle het swakker bal gekry, maar op die verdediging is hy baie goed opgehou. Spasie is min gemaak fisies en hy kon net nie tot sy reg kom nie. So dit is miskien die resep vir Saterdag ook, maar interessant wees twee jong loskakels. Mens vergeet dat Sasha en hy is waarskynlik net ewe oud, maar Sasha kom effens meer ervare voor oor hy nou sukses gehad het die afgelope paar wedstryde. Maar ek dink ook as hulle van die bank af sal hulle dan sterker wees in die tweede helfte waarskynlik. En miskien bietjie meer konservatief speel in die tweede helfte. Okay, maar as Marine opkom, dink jy Sasha gaan weer terugskuif 15 toe, want daai vir my is 'n uitstekende kombinasie nou. Ons gesien teen Frankryk wat dit beteken het. Wat dink jy? Ek dink dis die manier die pad om te gaan. Ja, en dit sal seker ook afhang van hoe gesond almal gebly het in die agterlyn, want ek het op 'n stadium gewonder ook of Damien ook weer 12 toe kan skuif in gedurende die wedstryd nie. Hy sit met Extraisen ook wat op 12 kan speel wat eintlik half 'n voorspeler reserve is, maar ek het ook gedink dat met Sasha wat 15 toe gegaan het, maar ek dink wat daar gaan gebeur is ek dink Rassie sal hom laat lei in die ritme van die wedstryd, weet hoe reënerig dit is, hoe die veld is, hoe takties is die skoppe. Damien as 'n meer erkende 15 sal waarskynlik 'n beter opsie wees om daar te bly dan op 15, maar jy wil lukkig vir Sasha heeltemal uit die wedstryd uithaal nie. Ek dink hy sal hom al laat lei van hoe hulle op die dag op vorm is. Weet dit is amper soos Campisi en daai spelers in die ou dae, jy het 'n dag gehad wat hy jou absoluut te mekaar hardloop, maar dan het ook hulle afdae gehad. So elke speler het maar daai oomblikke. So ek dink Rassie hardloop ook maar lei op wat hy sien in daai 60 of hy 40-60 minute. Het ons al gesien die afgelope 5 jaar het al baie gerekende spelers al sommer voor rustyd afgehaal. Ons sê maar nou jy genoeg gespeel. Jy lyk of jy nie lekker daar is vandag nie en dan word hy vervang. So hy sal dit kan bring. Maar ek hou ook van Sasha op 15. Ek onthou so 'n paar jaar terug die Stormers wedstryd het hulle om die eerste keer 15 gespeel en ons het almal gewonder is dit nou om hom so klein bietjie meer veelsidigheid te gee vir 'n moontlike plek in die Springbokspan. En ja, van Sasha gepraat, ek onthou wedstryde van die Verenigde Rugby Kampioenskap wat hy nog jonk was, wat hy in 12 gaan speel het, opgekom het toe 'n vroeë besering was, goed gedoen het. Weet hy kan natuurlik 15 ook speel, het hom begin speel op 15 op 'n stadium vir die eerste keer en dit het ons almal al gewonder, maar as begin om aan sy veelsidigheid werk vir moontlike insluiting in die Springbokspan. Maar is goed dat jy kan 10, 12 en 15 speel. Ek dink die voordeel is as jy 'n loskakel is wat al 12 en 15 gespeel het, is jy verstaan dit beter. Jy verstaan wat aangaan rondom jy verstaan wat jy moet doen.
Maar ja, ek sal ook nie omgee as hy op die ouend op 15 eindig en Libbok op 10 gaan speel nie. Maar hang af hoe Damian gevaar het, want hy het man van die wedstryde vertonings gehad die afgelope tyd, so jy wil hom dalk vir 80 minute daai. Maar is 'n interessante tyd, dis nou regtig om te praat oor volgende naweek teen Wallis. Dis buite die internasionale venster, die JRC begin weer, die Bulls speel teen die Lions, die Stormers speel teen Ulster, teen Munster, hulle is die twee spanne bo in die punte leer. Watter spelers gaan beskikbaar wees vir die Springbokke? Ons weet hulle het vir Mbonambi ingevlieg en Mjuni ingevlieg, alles natuurlik op die oog op daai wedstryd. Ek weet daar was groot drama rondom hoeveel geld die Unis wil hê om die Springbokke beskikbaar te stel volgende week. Dink hulle het gesê die Springbokke, die Unis wil R500,000 gehad het, die Springbokke het R200,000 geoffer op SA Rugby en ek dink hulle dalk ooreenkom op R300,000 per speler vir daai wedstryd. Wat dink jy, wie gaan speel volgende week? Want die JRC weet vir die Stormers om hulle staatmakers nie te laat speel nie teen Munster. Die altyd bo in die punte leer. Dis 'n belangrike wedstryd daai en is 'n wegwedstryd ook nog. Wat dink jy, wat kan ons daar verwag? Ja, ek is seker dat 'n paar telefoonoproepe al en gesprekke rondgegaan tussen afrigters en SA Rugby en Rassie en die bestuur en so aan. Ek dink ook jy het genoem van 'n paar spelers wat ingegaan het, maar as omtrent meer voorspelers, meer stutte en hakkers gewees. Ja, so vir die Stormers gaan dit oor Reinach en Sasha en Damian is maar die groot agterspelers wat hulle sal wel angstig wees om op 'n manier nou weet dit maar die probleem is dit is spelers wat nou baie minute gespeel het. So ek weet nou of hulle sommer so reguit beskikbaar gaan wees en daar hulle kan speel nie. Vir Dixon kan jy nog maar dadelik inbring en vir Potem waarskynlik ook dit is maar die enigstes in die voorspelers wat ek nou aan kan dink, maar die ja, ek dink dit is 'n wedstryd wat onnodig was eintlik. Ek weet ook nie hoekom hulle hom nou so gereël het en hoe so belangrik was nie. Ek dink is miskien maar hulle hoop om 'n bietjie geld uit dit uit te maak. Dalk is dit die rede, maar ek het van die nuusberigte ook gesien van Wallis se mense wat net gesê het maar as dit nou regtig nodig wees om daai wedstryd nou ook te speel, want hulle gaan swaar kry Saterdag teen die All Blacks. Die All Blacks het veranderinge gemaak, maar daar is nog steeds 'n baie sterk span vir die All Blacks gekies het. Hulle het nou verloor teen Engeland. So ja, dit voel vir my ook so een wedstryd te ver MB. Maar dit is belangrik dat SA Rugby en die Unis mekaar daar moet vind. Want dis belangrike kompetisie, weet, en so 'n wedstryd soos jy praat van die Stormers teen Munster, nou het jy 'n geval wat daar 1 of 2 of 3 van daai belangrike spelers nou nie speel nie, dan moet hulle teen Wallis speel. Die verlore wedstryd teen Munster wat jy dalk ander dae kon gewen het of ten minste binne 7 punte kon wees met 'n bonuspunt en dit maak 'n verskil. So ja, dit plaas so 'n bietjie van 'n vraagteken partykeer oor hierdie oorvleeling van die internasionale wedstryde en die Verenigde Rugby Kampioenskappe, want die manne vat dit ernstig. Johan Ackerman vat dit ernstig in Pretoria, Dobson vat dit ernstig in Kaapstad, die manne oefen, hulle is gefokus. So jy wil weet wie daar speel en wie daar is. En nou is daar dink die spelers wat jy nou eweslik verloor het ook laasweek wat jy nog gedink het gaan speel. Soos Nchu, die stit van die Stormers, weet hy kon potensieel verseker om begin het vir die Stormers, nou moet hy teen Wallis speel. Ja, dis die ding, ek bedoel die Stormers het so lekker momentum opgebou. Weet hulle het so net 4-3 afgestaan, so ek reg onthou, was nou rukkie terug JRC gewees, ek moet net weer my geheue verfris daar, maar die punt is net gaan staan en verloor nou teen Munster, verloor hulle momentum. Jy weet, dis die laaste ding wat jy wil hê. Ek dink dis maar 'n tamaletjie en ek dink ek stem saam met jou. Die moet ook dalk hier 'n bietjie te ver gevat. Ons praat geweer oor Ierland, jou voorspelling vir die telling. Lekker ry ek daar. Jou voorspelling vir die telling. Ja, dis altyd 'n moeilike ene, weet wat jy het nou jou hart en jou denke. Ek dink dit is tyd dat ons met daai 5 wedstryde gespeel, 1 verloor die afgelope tyd, sal ek oorhelling na Suid-Afrika kan dit wen. Maar ek dink nog steeds wat ons vroeër gepraat het, dit gaan binne 7 punte wees. Ek dink dit sal maar tot diep in die wedstryd gaan dit maar 'n armdruk wees. Ek dink hierdie ene gaan minder as 7 punte wees. So ek kry naby telling en ek sien dat dit 7-8 grade is, reënerig gaan wees in die aand. Verwag ek nou nie dat daar 'n vreeslike klomp dreë ook gaan wees nie. Daar kan dalk wees, maar my verwagting is dat elkeen miskien so 1 of 2 maksimum gaan druk, 'n paar strafskoppe. So dis 'n telling wat ek sal raai hier van 22-15 tipe tellings vir die Springbokke hopelik. So ek dink waarom ek sê die Springbokke is nie net die hart wat praat nie. Ek dink Suid-Afrika het gewys dat dis 'n gevestigde span. En dis 'n gevestigde voorspelers, miskien met Boan Venter die enigste as Oxford was dit nog baie meer gevestig, maar daai agterlyn weet Reinach en Sasha het mekaar begin vind, daai senters ken mekaar.
Damien vind ook sy voete, die voorspelers, daai losvoorspelers is baie gevestig. Nortje speel briljante rugby, Ewen Etzebeth is Ewen Etzebeth. So ja, ek dink in terme van wat die Springbok al gedoen het, en is 'n gevestigde span, en hulle weet nou hoe om hierdie moeilike wedstryde te wen, hulle bewys. So ek sal sê dat ons die Springbokke kan dit wen, maar binne 7 punte. Ek sê 24-16. Ek's baie naby aan wat jy sê. 8 punte. Ja, ek verkies ook met meer as 7 punte te wen. Net daai stres weg. Ja, maar ek werk in my kop uit. Ek weet 1-3 vir die Ire, 3 strafskoppe, die Springbokke 3-3 en miskien 'n strafskop. Jy weet, dis more so ek het uitwerk. Ja. Hy het gesê 25-10 en Jordan Beers het gesê 35-12. Hy is baie optimisties. Ek dink hy gaan 'n bietjie die pot mis daar. Maar in elk geval, net laastens gou met jou praat oor die rugby speler van die jaar. Oxenche, Pieter Steef de Tooy, Malcolm Marx en Louis Biarrey, soos Hugh Griffith gelê. Ja. Wie dink jy wie gaan daai invat? Ja, die paneel sal hopelik nou hoe bepaal hulle dit, want Oxenche teen Biarrey, as jy dit begin opweeg, statistieke is nou in Biarrey se guns, want hy was die speler van die toernooi in die 6 Nasie en het 8-3 gedruk, en nou daai argumente kan nou ver gaan, en dit is 'n briljante prestasie. Nou moet jy probeer delf na daai wedstryd wat Ox vir jou gewen het as loskop, en wat hy beteken het, ensovoorts. Dit is nie so sigbaar soos 8-3 nie. En so ek hoop die paneel is oopkop wat dit dan betref, en net vir eens die ware besef van 'n briljante stewige vas loskop wat vir jou wedstryde wen vanuit daai posisie, en hulle het die afgelope 20 jaar nog nooit 'n vaskop daar genomineer nie, en nog nooit die waarde eintlik van dit besef nie. Is dit genomineer nie? Wel, ek sê nou vaskop, ja, enige stit genomineer nie. So Ox is 'n loskop natuurlik. Maar so ja, dit is Pieter Steef en hy sal altyd in berekening wees, en Malcolm Marx het ook baie goed gedoen, so ja, dit gaan interessant wees, 3 voorspelers teen 'n vlugvoetige agterspeler. Ek sien bang wêreld rugby raak weer as prins, soos hulle vir Frankryk se sewes afrigter die afrigter van die jaar gemaak het, oor hy die Olimpiese spele gewen het. Tuis gewen het ook nog. Maar ek is bietjie bekommerd dat hulle op die ouend na Biarrey gaan, net oor dit nou meer indrukwekkend lyk met al die 3 wat hy gedruk het, en die feit dat hy die 6 Nasies se speler van die jaar was. Miskien het Sasha ook Marite gehad. Ek het nogal gedink dat hy kon dalk, is moeilik om te sê wie hy nou uitlaat, maar Sasha het amper genoeg gedoen van Wellington af, of voor Wellington ook al, om eintlik aan daai gesprek te gewees het. So sal interessant gewees het, want hy het 'n hele paar wedstryde bepaal vir die Springbokke gewen. Maar miskien het hy net te laat in die jaar begin om daai tipe rugby te speel. Maar ek dink is tussen Ox en Biarrey, as jy my nou vra. Ek sê saam met jou, Pieter Steef de Tooy, hy speel altyd goed. Hy was nou al voorheen speler van die jaar gewees. Malcolm Marx het vir my stadig begin, en hy het al hoe warmer geraak die later seisoen is. Maar ek weet die laaste paar wedstryde dink ek tel nie regtig nie, as ek reg onthou. Biarrey het baie goeie 6 Nasies gehad, maar daarna het hy ook nou nie die ligte uitgeskiet nie. Oxenche vir my is die ou wat jy kan weet, elke wedstryd na wedstryd, skram, losspel, alles, is hy maar net die ou wat daar is en wat deliver. So ek sal sê, hy is die man wat die toekenning moet kry, maar nou ja, ek het my groen truitjie aan en my groen brille, maar nou ja, dis my gevoel. Dankie man, dit was lekker. Ja, dit is heerlik, en mag die Springbokke in groen 'n klinkende oorwinning behaal Saterdag. Dit sal lekker wees. Ja, ek sien baie uit, ek moet sê. Hierdie is die groot wedstryd van die jaar, die trifecta, soos ons dit noem. Was die Nieu-Seelanders in Nieu-Seeland, die Frankryk en Ire in Ierland. Ons het nie die Ire Park gewen nie, maar ons het Wellington gewen. En ons het natuurlik die Franse met 14 man gewen. Kom ons hoop ons hoef nie met 14 man te speel teen die Ire nie, maar nou ja, ons sal maar sien wat dit gaan eindig. Dankie Arie. Ja, dankie. Altyd 'n voorreg. Lekker aan te wag. Bye bye. Baie lekker. Dankie hoor.